'n voorreg vanmôre om te weet, Here, dat ons is die droom in u hart. En u dra ons in hierdie môre. En dankie dat ons kan weet in die stilte van God wees, lê ons totale oorwinning. En ek bid vanmôre, kosbare, wonderlike, lieflike, soete Heilige Gees, kom waai deur elkeen. Elia daar op in die rots staan, toe sê u vir hom, in die stormwind is ek nie. In die vuur is ek nie. In die aardbewing is ek nie. Maar in die sagwindjie is ek. Ons mense het u sagte aanraking nodig. Ons hoor die getuienisse, ons hoor ons mense is boeg, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Dankie Here dat ons vanmôre met nuwe krag hier sal uitstap. Omdat God die waarmaker is van sy woord. Eer en ons loof U daarvoor. Seën die woord, maak hierdie woord oop asseblief Heilige Gees, openbaringskennis, sodat God verheerlik word. Dankie vir dit in Jesus se naam. Amen. Glory. Nou ja, die tema van my boodskap is die stryd vir jou siel. Is op sy velste. Ek wonder of daar iemand is wat dit nog nie agtergekom het. OK, so ons is in dieselfde bootjie. Ons gaan skrif kry vir dit. Alright. Groot dinge wat gebeur. Ek sien Amerika, Iran se ouens hardloop nou, hulle het nou die waterskemas geslaan dan Kuwait. Onthou dit gaan na Openbaring toe. Die woord van die Here sê hulle gaan die waters besoedel. En dan sê die engele, regverdig is die oordeel o God, want hulle die bloed van die regverdiges laat vloei. Alright, so ons gaan 'n paar onderwerpe vinnig gou aanraak vanmôre. Ek is super excited, ek is super opgewonde. O ja, ek wil net hê julle moet ook bietjie opgewonde lyk, dan is dit makliker om te preek. Alright. Die goeie nuus, slegte nuus, maak nie saak wat ek kan toe kyk, die resessie wêreldwyd op pad. Dit gaan kom met die olie, met die stryd van Hormuz wat gesluit is. Iran maak toe, Amerika maak oop, Iran skiet, Amerika skiet, en die wêreld word klaar beheer deur 'n mag. En ons gaan nou by daai mag uitkom. Dis super excited om te weet, God is so totaal in beheer, dat hy hierdie goed in die Bybel geskryf het. Die kosse raak al hoe skaarser, nou nie hier nie, ons is, ek het gister gekyk hoe koop die manne vleis vir die braai vir die rugby. Een ou koop seker omtrent R1,500 se Susatis, hoor. Ek staan agter hier, ek sê, ja, ek het ook 'n Susati gekoop. Maar ek kan hulle net so 2 of 4 koop op 'n slag, hoor. Is nie omdat ek nie kan nie, is ek, want ons bly weg by die skaapvleis. Ons eet die groente van die hoender, laat ons gesond is. Nou weet julle wat is besig om te gebeur? Al hoe meer vrugte en groente en goed kom nou uit. Weet nie of julle dit al opgelet het, nou praat ons van hier, sonnepitte. Weet julle, dis lekker, né? Sê nou wortelmoenie, daar's nie 'n pit in nie, niks om te spoeg nie. Sê popo eet, daar's nie 'n pit in nie. Die krag lê in die pit. Die voeding lê in die pit. En alles word ge-GMO, met ander woorde, alles word so bewerkstellig dat hulle die krag en die gesondheid uit ons goed uithaal. En dan gaan die mense dood, en ek hoor hierdie week alweer 100 mense, hordes gaan dood. Want ons kry die verkeerde kosse in, maar nou kom ons gaan Bybel toe, ons kyk net wat sê Genesis 1 vers 29. Hoor wat sê God, eerste hoofstuk van die Bybel, begin van die skepping, verder het God gesê, ek gee nou aan julle, al die plante wat saad gee. Right, wat doen die wêreldorde? Hulle haal die saad uit. Hoekom? Om ons siek te maak. Natuurlik, logika. Right?
wat op die hele aarde is en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees. Toe kom Woolies en toe kom Pick n Pay en Checkers en toe kom Uber en toe kom Kentucky en toe kom en toe eet ons niks meer saad nie. En ons word al hoe sieker en ons kan dit nie verstaan nie. Alright, waar trek ons in tyd? Openbaring 9 kom, hy sê in vers 4. En aan hulle is gesê, luister wat sê hy, dat hulle nie die gras van die aarde, hoor wat sê hy, of enige groenigheid, of enige boom moet beskadig nie. Dis die opdrag van die sin, die demoniese magte het uitgekom, dis die opdrag wat hulle moet doen, gaan beskadig. Maar kyk wat sê God, Genesis 1, die bome is julle kos. Alright, moenie die groenigheid of enige boom beskadig nie, maar net alleen die mense wat die seël van God nie op hulle voorhoofde het nie. Wat is die seël van God vanmôre? Die Heilige Gees in my. Daar's 3 amens, dankie. En dit is aan hulle gegee, nie om hulle dood te maak nie, maar dat hulle 5 maande lank gepynig sou word, en hulle pyniging was soos die pyniging van 'n skorpioen, wanneer hy 'n mens steek, en hulle het die pyniging, dink jy aan? Alright, ouens, ekskuus, vanmôre wil ek wyd praat, wees maar weer kwaad, maar wees weer lief vir my. Die goed wat hulle vir ons ingee, het julle gehoor, daar's nie meer antibiotika nie. Julle gehoor, daar's 'n tekort. Wêreldwyd. Met ander woorde, hulle gaan kom met 'n wat? 'n plaasvervanger. Hulle gaan vir ons goed begin ingee, wat ons gaan sieker maak. Wat jou nie gaan gesond maak nie. Alright, nou sê hy, vers 11, en hulle het as koning oor hulle die engel van die afgrond, sy naam in Hebreëus is Abaddon, en in Grieks het hy die naam van Apollyon. OK, waar gaan ons nou met hierdie een heen? Apollyon is die duiwel, verwysing na Nimrod. My gebed vanmôre is dat God wat gees is, jou gees, so oop sal maak, dat jy sy gees sal ontmoet. Want dis wat God wil hê ons moet doen. Hy sê, jy wat my dien, moet my in gees. Alright, so, met ander woorde, hierdie vlees kan nie, maar die gees moet. Alright, so die gees van my gees, koppel met God se gees. Gees en waarheid. Alright, so wat is waarheid? Net wat die Heilige Gees vir jou en vir my kan oopmaak. Al hierdie ander drek wat die ouens kom van hierdie leer, dis drek, verwerp dit met minagting, want dit is besig om mense te verwar. En daar's honderde, duisende pastore wat super slim geword het met die drek wat hulle verkondig. So hierdie Apollyon word verwys na Nimrod, wat volgens antieke Joodse en Christen oorlewings die sterk leier en die bouer van die stad en die toring van Babel was. Wat is besig om te gebeur? Ons is besig om 'n herhaling te sien. Wie was Josef? Skus, ek gooi net goed in. En ek pleit dat die Heilige Gees dit vir jou oopmaak. Josef was 'n tipe Christus. Melchisedek was 'n tipe Christus. Nimrod is 'n tipe Satan. Selfe beginsel, selfe boosheid, hy hardloop met hierdie ding en hierdie gees is nou besig om oor die hele wêreld los te breek. Alright, so, wat is sy motief? Wat was Nimrod se motief? Hy wil in opstand teen God kom en 'n rebellie teen die Here. Kom ons gaan lees gou Genesis 1:11, vers 1 tot 9. En die hele aarde het dieselfde taal gehad en een en dieselfde woorde. 2026, ons praat dieselfde taal. Selfde woord. Die hele wêreld is op een plek op hierdie stadium om een taal te praat. Wie julle was die beste voorbeeld? Die rugby, ons het weer totaal besurk geword.
die biltong verkoop, laat dit uit die mode uitgaan, so ek gaan jou nie promote watter jy verkoop nie. Maar weet julle wat, ouens, almal soek ontvlugting. Die wêreldbeker final is vandag. Ons moet dophou wat daar gaan gebeur. Daar's 'n groot storie agter die storie. Messi is die hoogs betaalde sokkerspeler ooit. Daar's syfers, die Bybel is vol syfers. Sy seun, Messi se trui was nommer 10, sy seun dra nommer 19. Buiteegtelik. Hy gaan die rol oorvat vandag. Is dit snaaks dat die final daar gespeel word? Is dit snaaks dat Donald Trump daar gaan wees? Ek dink is baie gevaarlik. En die Iraniërs soek hom. Ek dink is 'n baie dom move, maar God bly in beheer. Alraai. En toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle 'n laagte in die land, Sinjar, en daar het hulle gaan woon. Daarop sê hulle vir mekaar, kom laat ons stene vorm en dit goed brand. Hulle gebruik toe die bakstene vir bousteen en die lijmgrond vir klei. Sien iets raak? Daniel se gesig. Die tone, klei, yster kan nie meng nie. Ons is daar. Die rots wat moet loskom, ons is daar. Dit moet gebeur. Ons is op die punt van die wegraping. Gaan dit vir jou die Bybel al uit 'n Psalm uit vanmôre. OK. Laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik en laat ons vir ons 'n naam maak. OK, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. Is die wêreld verstrooid? Nee, ons is een global village. Jy klim op 'n vliegtuig en jy's binne 'n paar uur waar jy wil wees. Ons praat dieselfde taal, ons doen dieselfde ding. Hulle is besig om al die aliens uit die dorpe en stede en lande uit te kry. Hier in Suid-Afrika ook. Met ander woorde, klei yster gaan nie meng nie. Daniel se beeld kom totaal in vervulling. Toe daal die Here neer. Hier's die amazing gedeelte. Om die stad en die toring te besien waaraan die mense kinders gebou het. Vir my altyd so interessant. Met die tyd van Noag het na 150 dae op die water sê God, o jete, ek het gedink aan Noag, ek bietjie gou gaan kyk wat gaan aan. Hier doen hy dieselfde. Hy daal neer en hy kom bekyk dit. OK? En die Here sê, daar's hulle nou een volk en het almal een taal en dit is net die begin van hulle onderneming. Nou sal niks meer vir hulle onmoontlik wees van wat hulle plan is om te doen nie. OK, kom laat ons, hier kom ons nou in. Laat ons neerdal 'n taal verwar sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. Chaos. OK. So het die Here hulle dan daarvan oor die hele aarde verstrooi en hulle het opgebou om die stad te bou. Luister baie mooi. Hy het hulle verstrooi. Wat het hy nou gedoen? Hy het hulle versamel. Wat was kom weer? Hy's besig om weer 'n een wêreldregeringsstelsel in plek te kry. OK. Daarom het hulle dit Babel genoem. Want daar het die Here die taal van die hele aarde verwar en daarvandaan het die Here hulle oor die hele aarde verstrooi. Weet julle hoe amazing is God? Kan ek gou vir julle iets vertel van Josef? Mag ek? Dis nie deel van my preek nie, maar ek wil vir julle iets vertel en ek wil hê julle moet hierdie ding verstaan, want ek het hierdie begeerte om dit te beleef. Ek wil God so beleef. Die Bybel sê jy kan God nie sien en bly leef nie. Nou, maar daar's nie 'n woord wat sê ek mag God nie beleef nie. OK. Josef se verhaal. Hy kom met die koning. Hulle haal hom uit en sê hy kan vir hom die drome uitlê en die koning se troon sit op die 70ste trap. En onmiddellik sien ek God se koninkryk. En wat die koning toelaat, as jy met die koning kom praat, kan hoeveel tale jy kan praat. Hier is ons by tale. Ouens, hierdie goed val so in plek. Dit verras my. God verras my. Hy verbuister my. En Josef kon 3 tale praat. Met ander woorde, die koning kom 3 trappe af van sy troon af en Josef klim 3 trappe op en daar stop dit. Dan kommunikeer hulle. Maar daardie nag roep Josef God aan. En hy sê vir God, ekskuus, 'n engel verskyn
van God verskyn aan hom en hy sê vir hom, ek gaan jou in hierdie nag 70 tale leer, dat jy na die koning toe kan. Wat het met Josef gebeur? Hy het koning geword. Tweede in bevel. By sy pa se begrafnis het hy sy pa die koning se kroon op sy kop gehad. Hy het hom op Jakob se kop gesit. En ek wil hê jy moet vanmôre hierdie ding begin verstaan. Man, is boring om die Here net te dien. Dankie. Ontdek hom. Ontdek hom. Hy's gees. En ek bly vir hom sê, ek wil in daai geeswêreld wil ek beweeg. Ek wil hom daar ontmoet. Daar's nie 'n ander plek nie. Ek het geen begeerte om op 'n ander manier dit te doen nie. Alraai, so hy het 'n Babel genoem, van daar die Here die taal van die hele wêreld verwar, daarvandaan die Here hulle oor die hele aarde het hy hulle verstrooi. OK. Wat gebeur vandag? Een taal, een missie is besig om weer op te staan. Wat sê Jesus in Lukas 17 vers 28? Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot. Hulle het geëet, gedrink, gekoop, verkoop. Hulle het geplant, hulle het gebou. Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swaal van die hemel af gereën en almal vernietig. En ek vermoed, my Bybel sê, dieselfde oordeel kom. Vuur en swaal. OK. So, ons is weer in hierdie dae, ons is besig om hierdie dae al hoe meer uit te lê, uit te leef, te beleef, te ervaar. Daarom die stryd om jou siel is op sy velste. Maar ek wil vir jou vanmôre een ding sê, die stryd om jou gees is net so vel. Kan dit vir jou die Bybel uithaal? Jy sien, ons dink ons het die gees van die lewende God, maar ons karring maar aan. Ons dink ons het die gees, maar verstaan jy God? Praat jy God se taal? Is jy in 'n intense verhouding met hom? Het jy die vrees vir die Here, wat net die gees van God aan jou kan openbaar? Ouens, hierdie geeswêreld van God kan nie met die menslike verstand verstaan word. Dis onmoontlik. Jy kan nie. Want jy gaan in die vlees bly, en jy gaan bly dink soos jy dink, en jy's besig daardeur om God totaal en al te beperk. Niks sal vir jou onmoontlik wees nie. Sê die woord. Maar ons leef beperk. Hoekom? Hoekom? Psalm 143, vers 1 tot 12. Dis die stryd. Kyk wat sê koning Dawid. 'n Psalm van Dawid: O Here, hoor my gebed. Luister tog na my smekinge. Vertrou my in u trou, in u geregtigheid. Het jy iets geleer van gebed? Smeking. 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 Ek smeek meer as wat ek dankie sê. Ek praat met God. Ek smeek hom meer as wat ek vir hom sê dankie. Hoekom? Want ek is so totaal afhanklik van hom. Ek smeek hom elke dag vir genade. En ek gaan kyk maar al jou aartsvaders, al wat hulle vir God gevra het. Here, wees my genade. Wees my genade. Jy sien, weet jy wat maak dit? Dit hou jou nederig. Dit hou jou nie vol van jouself en ek kan alles doen nie. Ek kan vanmôre hier niks doen nie, sonder die gees van God. Kan nie. Niks. Hoor wat sê hy? En gaan nie na die gereg met u knegg nie, want niemand wat leef is voor die aangesig geregverdig nie. Hy praat nie van 'n polisieman nie, hy praat van die duiwel. Wie is die ou wat jou my aankla? Dag en nag. Angus Buckham sê die domste ding hierdie week. Sorry, daar diskwalifiseer ek myself. Hy sê die duiwel se nek het gebreek 2000 jaar terug, hy's dood, hy beteken niks. Ek vra, waar kom hierdie ou in hierdie snert wat hy kwytraak? As die duiwel dood was, was ons almal okay.
Maar hier sê koning Dawid, hy sê, gaan nie na die duiwel toe met die knegt nie. Here, want niemand wat leef is voor die aangesig geregverdig nie. Met ander woorde, ons het 'n regstelsel, né? Maar daai ou wat op die regsbank sit, is ook nie regverdig nie. Die duiwel wat jou en my aankla, is nog minder regverdig. En nou sê koning Dawid vir hom, gaan nie na die duiwel toe met u knegt nie, Here. Want die vyand vervolg my siel. Die duiwel se hoofmikpunt, jou siel. Jou siel moet in die hel beland. Hy wil jou siel hê, hy wil jou verwoes. Dis alwaar hy belangstel. Hy sê, hy vertrap my lewe teen die grond, hy laat my woon in duisternisse, soos hulle wat lankal dood is. Sit vanmôre getuienis gehoor. Ag Here, kom vat my. Ek's moeg, kan nie meer nie. Julle baie mense die laaste paar weke, maar ek sê ons is op die einde, ons kan nie meer nie. Dis presies wat koning Dawid beleef het. En hier kom die moeilikheid. My gees versmag in my. My hart verstyf in my binneste. My gees word aangeval. Weet jy hoekom? Want die duiwel weet, dis jou plek van oorwinning. Maar die oomblik as hy jou gees kan demp, kom jou emosie by, né? Die oomblik as hy jou gees demp, dan het hy jou siel en gees. Want wat gebeur nou? Ek begin God bevraagteken. Ek begin twyfel in God. Hoekom? Ouens, leer asseblief hierdie les vanmôre. Omdat my gees onderbreek word deur die duiwel. God is gees. En die wat hom aanbid moet hom in gees. OK. En ek dink aan die dae uit die voortyd, ek pyns oor al die dade, ek het laasweek daaroor gepraat. Ouens het my uitgehaal. Ek sê, kyk bietjie terug, kyk wat het God gedoen. Kyk na die geloofshelde in Hebreërs 11. Nee, jy mag nie terugkyk nie, natuurlik moet ek terugkyk. Wat doen koning Dawid? Hy herinner God aan waar God hom uitgehaal het. Hy sê, ek dink na oor daai tyd. Ek pyns oor al u dade en ek dink na oor die werk van die hande. En wat doen dit? Dit gee hom moed. Dit sê vir hom, yes, God kan dit weer vir my doen. Ek brei my hande uit tot u. Hoor wat skryf hy nou? My gees beswyk. Kom ons lees vers 6. Ek brei my hande uit tot u, my siel dors na u soos 'n uitgedorde land. Is jy desperaat genoeg? Man, as jy nou van 'n boot afval in 'n rivier, gaan jy versuip. Logika, wat gaan jy doen? Gaan my hande uitsteek. Ek gaan swem, ek gaan 'n tak soek, ek gaan na iets gryp. Ek gryp vanmôre na iemand. Wat het Jesus gedoen met Petrus? Petrus sink, hy gaan jou sommer in die hare optel. Nee, hy het hom in die hand gevat. My siel dors na u. Die vraag is vanmôre, is jou siel so honger en dors vir God, dat jy alles op sy sal sit? Daar's jou moeilikheid. Nee, ons het nog te veel, dis te lekker, ons geniet nog, ons eet en ons drink en ons gaan te kere. Lot, Sodom en Gomora, daarvan Noag, presies dieselfde, meer as ooit vandag. Ouens, weet julle hoe baie kos word vandag geëet? Ek het nie statistieke gedoen nie, maar ek kyk na 60-60. Liewe Vader, hulle ry hierdie Duncan-Willers kan vreet hoor. Ja, die ons kan nie. As ek sien, kom daar 'n boepie, gaan nie. En ons hondjie, hy jaag net elkeen. Hy dink hy gaan 'n burger kry. Die wêreld het totaal gek geword. Maar Jesus se woord is so totaal in die waarheid. Alright, en dan sê hy vers 7, verhoor my tog gou, Here. Met ander woorde, hier's 'n dringendheid. Here, hoekom? Want my gees beswyk. My gees is moeg, dit voel of ek dit nie gaan maak nie.
Maak gou, Here, wees haastig. Ouens, ons moenie meer na mense kyk nie. Ons moet net opkyk. Dis al. Dis al. Alraai. Verberg u aangesig nie vir my nie, sodat ek nie word soos hulle wat in die kuil neerdal nie. Met ander woorde, sonder hoop, sonder toekoms, sonder niks. Laat my u goeie tierenheid in die môre hoor. Hy wat op die Here wag, want op u vertrou ek. Maak my bekend die pad wat ek moet gaan, want ek hef my siel op tot u. Op 'n plek sê koning Dawid, hy praat met sy siel. Hy sê, siel, wat is jy neergebuk in my? Hoekom is jy neergebuk? Staan op en loof die Here, man. OK. Red my van my vyande, Here. By u skuil ek. Weet jy wie is jou vyand? Ek dink te veel van ons is lekker dom. Want ek is nog kwaad vir die ou in die kerk en die en ek praat nie met die, ek praat nie. Jy's so flipping verlore. Die vyand is die vyand. En weet jy wat? Weet jy wat jou probleem vanmôre? Die gees in die persoon met wie jy nie oor die weg kom, is die gees wat maak dat jy bots. En as jy so sukker is om toe te laat dat 'n ander ou se gees jou bedreig, ken jy God? Glad nie. Glad nie. Want die gees van God het vir my gesê, ek moet lief wees vir jou. Nie jou voorwaardes nie, syne. En as jy dit nie doen en kan doen nie, dan sê ek vanmôre vir jou, jy word nie gelei deur die gees van die lewende God. Dankie Tannie Mattie, baie dankie. Leer my om u welbehae te doen, want u is my God. Hoor wat sê hy nou? Laat u goeie gees my lei in 'n gelyke land. Geen ander gees nie. So jy het die duiwelse gees, jy het mense se gees, jy moet toelaat wat 'n gees gaan jou lei. So wat sê koning Dawid? Hy sê u goeie gees moet my lei. Net u gees moet my asseblief lei. O Here, maak my lewend om u naam ontwil, lei my siel uit die benoudheid in u geregtigheid. God is besig om dit nou te doen. Hy's besig om ons voor te berei. Gaan nou vir julle lees. Hy kom ons toe na Halop. Baie naby. Baie naby. Ouens, hierdie is nie 'n mog getroffen nie, hoor. Hierdie is maar, "Wel, maak ek dit nie." Jy praat se dwaas. Alles in my wese. Huil. Ek wil saam. En ek maak 'n stelling wat ek 2 jaar terug in hierdie gemeente gemaak het. Die wegraping is net die enigste ouens wat die hemel gaan sien. Is die ouens wat die wegraping gaan meemaak. Staan in die Bybel. Die wegraping word ons gevat, ons gaan vir 'n feesmaal. Hy sê julle, die wat buite is, sal Abraham, Isak en Jakob aan tafel sit. Maar selfs sal julle buitentoe gejaag word. Die wegraping is vir die ouens wat gelei word deur die gees van God. Want na die 7 jaar van God se groot verdrukking, kom Christus saam met hulle wat met die wegraping weggevat is, terug. En die ouens wat dan tot bekering kom, gaan nooit ooit die hemel sien. Want daar kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Maar ons gaan almal op die aarde woon in 'n verheerlikte met 'n nuwe aarde. En hierdie is die God wat ek soek. My gees wil in daai geeswêreld insien. Dis my grootste missie. Anderster is die hele bediening ook verniet. Weet julle wie hiervan gepraat? Een ou. Hy sê ek weet van 'n man wat weggeruk is tot in die 3de hemel. En ek het onuitspreeklike dinge gesien. Paulus.
En Paulus skryf, volg my na, want ek sal vir julle net die waarheid verkondig. En dan sê hy, vernietig my vyande in die goeie tierenheid en bring hulle almal om wat my as vyand behandel, want ek is die knegt, en hy gaan dit doen. Satan en sy magte gaan in die poel van vuur gewerp word. Klaar, God het so besluit. Hoekom? Ek is die knegt, Here. Hou net hierdie woordjie vanmôre in jou hart. Is jy 'n knegt? Of is jy 'n windsak? Self-righteous, vol van jouself, I am doing it my way. Jy's nie 'n knegt. Jesus was die beste knegt. Hy het kom voete was. Maar Here, ons wil mekaar se voete was, is te veel moeite. Ek sal myself nie so verneder nie. As ek een van julle te nagekom het vanmôre, vra ek dit op die lig. Kom sê vir my, ek sal jou voete was. Nie op die kamera nie, ek sal dit by jou huis gaan. Maar dis wat van my verwag word. Dan sal ek sy knegt wees. Nou kom die goeie nuus. Psalm 144. Die perikoop van hierdie, die opskrif van hierdie Psalm. Onthou nou 143, Dawid is in benoudheid, hy pleit, hy sê, my siel, my gees, ek kry swaar, Here, 2026, Vader, ons kry swaar. Ek persoonlik kry swaar, ek stoei, ek sukkel, dis 'n stryd om hierdie ding te wen. Dis moeg. En dan net die volgende hoofstuk, is dit toevallig? Ek glo nie in toeval nie. So, in hierdie Psalm 143 pleit hy, en presies die volgende hoofstuk, sê hy, gebed vir die oorwinning, en beeld van 'n toekomstige seën. Kyk nou hoe val die goed in mekaar. Here, in Psalm 143 bid ek vir oorwinning. In die volgende oomblik gaan hy in daai oorwinning. Hoekom? Want hier's beloftes wat moet volg na jou swaar tyd, Madeleine. 'n Psalm van Dawid. Geloof sy die Here my rots, wat my hande leer om te veg, my vingers om oorlog te voer. Ek sal U loof en prys. U is 'n groot God. En die duiwel sê, ek weet nie of julle dit hoor nie, maar vir my sê die Heilige Gees, staan jy met jou hande in jou sakke voor God. Jy sal my dit nooit kry nie. Oorlogvoering. Ek loof hom. Ek prys hom. Ek maak sy naam groot. Hoekom? Want hy leer my. Sy Gees leer my. My goeie tierenheid en my bergvesting, my skans en my redder, my skild, die een by wie ek skuil, wat my volk aan my onderwerp. God is sy bergvesting, hy is sy goeie tierenheid, hy is sy skans, hy is sy redder, hy is sy skild. Hy is die een alleen by wie koning Dawid skuil. Nie amazing nie. Maar die storie raak nog mooier. OK? O Here, wat is die mens dat U hom ken? Die mensekind dat U op hom ag gee. Die mens is soos die nietigheid, sy dae soos 'n vlugtige skaduwee. Wat gebeur hier? Dawid sê, ek is niks. O God, ek het U genade so nodig vir hierdie dag. Nie môre nie, nie oor môre nie, hierdie dag. Jesus het gesê, moet jou nie bekommer oor die dag van môre nie, want wat? Hy het genoeg van sy eie kwaad. So hier sê hy, ek is soos nietigheid, ek is soos 'n skaduwee. Dan begin hy vra, hier kom jou geheim, buig U hemele, Here, en daal neer,
Raak die berge aan dat hulle rook. Wat het gebeur met Sodom en Gomorra? God sê, kom laat ons neerdaal. Vader, Seun, Heilige Gees. Kom laat ons neerdaal. Kom laat ons gaan bekyk. En hier sê koning Dawid vir hom, daal neer, Here. Here, onthou ons. Here, dink aan ons. En hy sê, right. En dan vra hy, slingerbliksems verstrooi hulle, stuur pyle, U-pyle uit en verwar hulle. Dis besig om te gebeur. Het julle gekyk hoeveel aardbewings is daar? Het julle gekyk hoeveel brande is daar? Het julle gesien die honderde huise wat gister gebrand het? Maar 'n paar jaar ook mos gebeur. Pas op, ons raak mak. Ons raak ver te mak. Die aarde is in 'n ongelooflike oorlewingsstryd. En die Bybel leer vir my dat die aarde self sug tot God vir verlossing. En ons, mense, het die aarde die gemors gemaak wat hy homself in bevind. Maar, hoor nou, amazing, vers 7 sê, strek uit die hoogte u hande uit, ruk my uit. Harpiso, Grieks, ruk my uit. Timoteus, Thessalonisense, geweld. Met geweld sal in 'n oomblik, in 'n oogwink, Korintiërs, sal ek julle verander. Met geweld gaan ek julle uitruk. Hier bid hy dit. Hier preek hy profeties. Ruk my uit die hoogte uit. Ruk my uit, red my uit groot waters. Uit die hand van vreemdes. Baie interessant. Uit die hand van vreemdes. Nou wil ek vinnig iets bygooi. Liefie, kan ek jou vra? Ons gaan terugkom na hierdie skrif toe. Vat my na Nehemia toe. Asseblief. Het ek daai skrif hier deurgegee? Ek kan hulle te mekaar maak, hoor. Hoor bietjie wat sê, onthou ons het nou gelees. Hoor wat sê Nehemia. U was baie jare lank moedig oor hulle, en u het hulle gewaarsku deur die Gees, deur middel van die profete, maar hulle het geen gehoor gegee nie. Daarom het julle oorgegee in die hand van die volke van die lande. Ouens, die volke van die lande is in al die lande. Dis hoekom die lande lyk soos hulle lyk. Die enigste land, ek dink op hierdie stadium, wat redelik suiwer is Groenland, en ek dink dis hoekom Trump hom op lê. Ander redes ook. OK? Maar in die groote barmhartigheid het u hulle nie volkome vernietig en hulle nie verlaat nie, want u is 'n genadige en 'n barmhartige God. Onse God, groot, magtige en gedigte God, wat die verbond en die groot tierenheid hou. Laat dan nou al die moeilikheid nie gering wees voor u aangesig nie, wat ons konings, ons owerstes, ons priesters, ons profete en ons vaders en u hele volk oorgekom het van die dae van die konings van Asser af tot vandag toe. Ons sien dit voor ons af. Maar u is regverdig in alles wat oor ons gekom het, want u het getrou gehandel, maar ons het goddeloos gehandel. OK, nou. En ons konings, ons owerstes, ons priesters, ons vaders, het u wet nie volbring en na die gebooie en die getuienisse waarmee u hulle gewaarsku het, na geluister. En hulle het in hulle koninkryk en by u groot seën wat u hulle geskenk het, en in die wye en vet land wat
U aan hulle oorgegee het. Ek sit Suid-Afrika top of the list. Ons het 'n goeie land gehad. As 'n seentjie van die 50er jare het ek in die beste tyd ooit groot geword in Suid-Afrika. Dit was 'n bloeityd. Was die beste tyd ooit waarin ons kon lewe. Maar sien, God het dit geskenk in die wye vet land wat een hulle oorgegee het. U nie gedien nie en hulle nie van hulle verkeerde handelinge bekeer nie. En weet julle wat? Ek sê dit met 'n baie sterk beskuldiging met die verkiesing het ons land ons rug op God gedraai. Al wat ek wil sê. Want toe hulle inbring, toe bring hulle in en ons het gesubmit. En hulle het al eerste ding wat hulle gevat het is ons goddelike dae van hemelvaart. Hulle het alles weggevat. Slaap maar rustig voor. Hier kom 'n verskriklike vers. Ons is vandag slaap. Nie net Suid-Afrika nie, die hele wêreld. AI het so ingekom. Ons praat met die seun in Australië nou daar. Hy sê nee, ons het net een online bank. Dit is so maklik. Maar daar's geen beheer nie. Ons is vandag slawe. AI. Openbaring. Dink is 9. Die monster, die dier wat die gees kry. Hy is klaar besig om op te staan. Inteendeel, hy is klaar besig om te regeer. Ons is slawe en die land wat U aan ons vaders gegee het om die vrug en die volle seën daarvan te geniet. Daarin is ons slawe. Jy het nie meer 'n reg oor niks in hierdie land. Daar's 'n BEE, jou werk word gevat, hulle besluit oor alles. En ons is nie slawe nie. En wat sê hy dan? Vers 37. En dit vermeerder sy opbrengs vir Ramaphosa hulle, vir die konings, vir die gespuis wat al hierdie geld vat, wat dit steel. Wat U oor ons aangestel het om ons sondes ontwil en hulle heers oor ons liggame en oor ons vee na hulle willekeur en ons is in groot benoudheid. Wil julle iets erger skerpers in die Bybel raak lees van hoekom sukkel ons, hoekom kry ons swaar? God het hulle aangestel, hulle heers tot oor jou liggaam. Dan gaan weer 'n lockdown. Erns gaan hy. Glo my. Die konspirasie wat ek bly praat van hierdie kansel af is die vliegtye wat hulle die strepe so trek. Party daar 7, 8 wat ek tel. Die oomblik as daai goed geval het, brand my bors, brand my oë, ek siek. God is vir my goed hierdie week. Ek het Dinsdag, Maandag toe gaan sien ek 'n apteker, toe sê ek het 'n simptoom, ek voel iets is fout, ken dit as gevolg van longontsteking wat ek gehad het baie jare terug. En ek sê vir my longe, ek voel die pyn, ek kan nie eens buk nie. En dankie Here, hy gee vir my 'n antibiotika, 3 pille. En ek is nie 'n ou vir dit nie, ek haat dit. Maar daai 3 pille sê hy vir my, hierdie 3 is 10 dae se antibiotika aan mekaar gepers. En die volgende aand toe is ek gesond. Saam met gebed, ek het saam met my hand op my pille opgelê. Daar's antibiotikas van ons markte klaar af, wat altyd gewerk het, werk nie meer. En hier kom die woord van die Here, baie, baie, baie duidelik. En hulle is oor ons gestel, om alles van ons te beheer. Dis 'n kwessie van tyd. Dan gaan jy alles rekenskap moet gee in die regering. Van alles. Ook
jou bankrekening. So ouens, kan ons teruggaan daarna vir Psalm 104, dankie. So Here, maar voor hy dit kan doen, moet ons mos bekeer. Verstaan ek dit? Ek moet klaar kry met hierdie ou pad van my, ek moet nou klaar kry met hierdie moedswilligheid van my, ek moet klaar kry met my hoogmoed, ek moet klaar kry, dan kan ek sê, Here, ruk my uit, red my uit groot waters uit die hand van vreemdes, wie se mond leuen spreek en wie se regterhand 'n regterhand van bedrog is. En is al wat ons oor die hele wêreld hoor, ek nog nie een leier gehoor die laaste 5 jaar waarheid praat. Nie een nie. En ek weet ouens was mal oor van hierdie leiers, maar ek sê vir julle, dank God vir die onderskeiding van die Heilige Gees, wat vir jou kan sê, hierdie ouens is vals, hulle lieg, hulle is besig met 'n agenda. O God, ek wil 'n nuwe lied sing tot die Heer, op die 10 snarige harp wil ek die psalm sing. Ek onthou iets van, Moses het 'n nuwe lied geskryf, wat niemand gesing het. Ek onthou iets in Openbaring, ons gaan 'n nuwe lied sing, wat niemand kan sing, behalwe die kind van God, wat die seël van die Heilige Gees op hom het. U, wat aan konings die oorwinning gee, wat die knegt Dawid ontruk aan die gevaarlike swaard. Ruk my uit, sê hy weer, red my uit die hand van vreemdes, wie se mond leuen spreek, wie se regterhand 'n regterhand van bedrog is. Sodat ons seuns, man, en hier kom die belofte. Wat het hy gesê vir Abraham? Ek sal jou nageslag. Hy het nie gesê Abraham nie, Isak. En ek en jy kom toe daar uit. Isak, Jakob. Is jy geseën? Spreek jy hierdie seën oor jou kinders uit? Dis 'n opdrag. Sodat ons seuns soos plante mag wees, wat opgekweek is in hulle jeug, ons dogters soos hoekpilare wat uitgebuitel is na die boustyl van 'n paleis. Dat ons skure vol mag wees, wat allerlei soorte voorraad oplewer, ons kleinvee by duisende mag aanteel, by 10.000 vermeerder word op ons velde, en ek verstaan iets in Openbaring, die heel laaste boek, daar's 'n boom, plant, by waterstrome, wat sy vrugte gee, elke maand. Man, koning Dawid was excellent. Ons beeste gelaai mag wees, geen bres in ons mure, geen uittog daarin nie, en geen geskreeu op ons pleine nie. Hoor nou, wel geluksalig is die volk, met wie dit so gaan. Wel geluksalig is die volk, wie se Allah sy God is. Wie se Krishna sy God is. Nee. Wie se God die Here is. Een God. God en Vader van ons Here Jesus Christus. Een God, een Seun, een Heilige Gees. En dis die oop uitnodiging wat hy het vir ons in hierdie dag. En die laaste ene wat ek wil bysit is Psalm 18 vers 35. Hy leer my hande om oorlog te voer, sodat my arms 'n koperboog span. Jy is nie 'n hoomp nie. Jy het die gees van die lewende God in jou. Maar weet jy wat? Jy demp daai gees, omdat jy daai gees nie connect nie. En my gebed vanmôre is dat God jou verstand sal oopmaak. Dat God se gees en jou gees connect. Weet julle wat? Esegiel het 'n verskriklike mooi beeld gehad. Het hierdie dinge gesien, die wiele wat draai en hierdie ongelooflike. En dis God, hy's 'n bondel energie. Hy's 'n bondel, man, ja, ouens, dis onbeskryflik. Moenie jouself so bly beperk nie, man. Hoekom bly kwaad? Hoekom bly dit? Hoekom dit? Nee. My magtig. Hou op die Here dien. As jy dink daar's nie meer in God nie, hou op hom dien.
mors jou tyd. Want die slegte ding is, 2 biljoen mense is besig om te sterf. Die seels is oopgemaak. 'n Ou sê vir my nou reg, ja, maar die sin, AI sê die sin is toegemaak. Ek sê, want gaan lees die Bybel. Die Bybel sê, is oopgemaak. Weet julle wat is die sin? Dis geeste. Demoniese magte. Dis geeste wat losgelaat is oor die aarde. Wie van julle het gister wolke gekyk? Gou. Sien julle? Ons kyk TV, ons kyk rugby, ons braai, ons gaan te kere. Ek was vir 'n uur buitekant. Ek het na wolke gekyk gister. En ek het in elke wolk iets gesien wat ek in my lewe nog nooit gesien het. Nog nooit. As kind het ons gelyk om op die grond te lê en vir die wolke te kyk. Glo my vanmôre, kyk bietjie vanmiddag in die wolke. Dis 'n stelsel in die gang van 'n demoniese mag wat jou kind van God moedeloos wil maak. Don't fall for it. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie vanmôre vir die woord, vir waarheid, vir die gees. Dankie vir 'n fenomenale man, Here, van die statuur van 'n koning Dawid. O God, dat hy het U so goed verstaan. En dis my gebed vanmôre, ek wil die seën van die Here oor elkeen uitspreek. Maar ek wil ook vanmôre pleit dat U die bedekking sal wegvat wat die vyand daar sit. Dat ons God nie in gees en in waarheid kan aanbid. Ek pleit vanmôre vir genade. Ek pleit vanmôre vir deurbrake. Ek pleit vanmôre vir openbarings. Ek pleit vanmôre vir beheer van die Heilige Gees in ons lewens. Want ons weet dit is die hart van God. Dankie vir Christus. Dankie vir die dood en hel wat hy oorwin het. Dankie dat hy in die regterhand van Vader sit. Dankie dat hy kom om ons te kom haal. Dankie Here dat ons vanmôre nog die geleentheid het om te kan gereed maak. Dit is genade. Eer U daarvoor in die goddelike naam van Jesus. Amen. Baie dankie. Mag hierdie woord in jou gees bly. Ouens,